Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. 2 Corinthians 3, verse 18, reading to 4, verse 6. And I'll be reading from the ESV. 2 Corinthians 3, verse 18. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord, who is the Spirit. Therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart, but we have renounced disgraceful, underhanded ways. We refuse to practice cunning or to tamper with God's word, but by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of the unbelievers, to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord, with ourselves as your servants for Jesus' sake. For God, who said, "Let light shine out of darkness," has shone in our hearts to give the light of the knowledge of the glory of God in the face of Jesus Christ. This is God's word. Vriende, goeiemôre. Thanks, Fran, for reading that for us. Vriende, ons het vanoggend Engels gelees, want God se woord is in tale geskryf wat ons nie kan verstaan nie. Meeste van ons kan nie Grieks en Hebreëus praat nie en so dis vertaal, ons Bybel is vertaal en soms is die Engels net 'n bietjie makliker of 'n bietjie duideliker op sekere punte. En so ons werk vanoggend in Engels. As jy nuut is vandag of dalk die eerste keer hier is, ons lees soms Afrikaans en soms Engels en almal is baie welkom. Maar in elk geval, dit moet maar net bygeval soos wat ons gelees het, dit mag dalk vir iemand 'n kwessie wees. Baie welkom. Poen het gesê welkom, Gert het gesê welkom. Dis my voorreg om vanoggend hier voor te staan. Ek is Elof van die kerk. Ek is een van die ouderlinge hier by Ligpunt en ek en my gesin het die voorreg om hier te kan dien in Ligpunt as God se kerk. En so ek is dankbaar om vanoggend hier te wees. Ons is besig so aan die begin van die jaar met 'n reeks wat ons kyk na ons visie as 'n kerk. Ons visie het so klein bietjie nie fokus verander nie, maar ons het hom so klein bietjie meer skerp gemaak as wat ons die visie wat ons gebruik het oor die laaste paar jaar. En so ons sê eenvoudig, die visie sal hier bo opkom hopelik. Bernie, as jy hom vir ons kan opsit, ons is geroep om God se lig te laat skyn. Dit is ons visie. Dit is waartoe God ons geroep het as 'n kerk. En ons fokus hierdie 5 weke op daai visie. En so in die 2 weke terug het Poen vir ons gewys dat God se lig bring lewe. Verlede week het Poen vir ons gewys dat die woord is ons lig. En vanoggend staan ons stil by die evangelie wat die lig skyn. Ek wil voordat ek begin wil ek net noem dat ons hanteer vanoggend se teks tematies. Dit beteken ons het nie deur die hele boek van 2 Korintiërs gewerk nie. Ons vat 'n klein gedeelte uit 2 Korintiërs uit en dan fokus ons in op die evangelie wat die lig skyn. Ons gaan nie die hele logika ongelukkig of die rykheid van die teks kan verduidelik vanoggend nie. Ons gaan probeer om te fokus op die evangelie wat die lig skyn. En so dit mag wees dat ek 'n klein bietjie werk moet doen net om die konteks te verduidelik soos wat ons in elke punt ingaan. Maar die punt is dat die evangelie is in 'n sekere sin is die evangelie waarna ons vanoggend kyk is die storie van die wêreld. Dis die storie van die Bybel, die storie van die hele Bybel. God wat 'n wêreld geskep het, 'n mensdom of 'n skepping wat teen hom gerebelleer het en wat as gevolg daarvan onder sy oordeel staan en God wat dan red deur sy seun. So dit is die storie van die Bybel en die evangelie wat ons kan red. Vandag se teks gee vir ons 'n baie kort weergawe van die evangelie, die opsommende weergawe van die evangelie. Vers 5 sê, we proclaim, for what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. Dit is die evangelie. Dit is die boodskap wat ons kan red as ons dit verstaan en glo. Ons gaan nou daarby kom, ons gaan
al ons tyd spandeer om dit te probeer verstaan. En so kom ons vra dat die Here ons genadig sal wees, soos wat ons saam daarna kyk. Kom ons vra dat hy in ons harte sal werk. Vader, ons dankie vir vanoggend. Ons dankie vir die voorreg om so saam hier te kan wees. Ons dankie vir die manier waarop ons alreeds vanoggend die lof kon besing, hoe ons mekaar se samesyn kon geniet. Vader, ons dankie vir die kamp waarna toe ons kan gaan. Vader, maar ons bid dat ons nie die werklikheid van hierdie oggend sal mis nie. Vader, ons bid dat ons nie die geleentheid sal mis om u glorie raak te sien in die persoon van u seun nie. Vader, sal u ons oë oopmaak en ons harte sag maak, sodat ons u glorie kan sien in dit wat Jesus vir ons aan die kruis gedoen het. Vader, ons pleit by u, die van ons wat u ken, dat dit ons opnuut weer sal vernuwe. En die van ons wat u nie ken nie, Vader, sal ons oë oopmaak om u te sien vir wie u is, die skepper en verlosser van die wêreld. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, het enige iemand al ooit, ek weet nie of dit 'n midlife crisis ding is nie, maar het enige iemand al ooit gewonder hoekom die wêreld so kompleks is? Die wêreld is ontsaglik kompleks. Mens kan amper in enige rigting kyk en 'n studie maak van iets en nooit alles weet oor die onderwerp van die rigting waarna jy gekyk het nie. Ons gesin het in die laaste tyd, soos wat die kinders 'n bietjie groter geword het ons begin om natuurprogramme saam te kyk. En ons geniet dit nogal vreeslik baie. En ons het oor Desember het ons 'n program gekyk oor die olifant. En spesifiek die olifant se slurp. Nou ek weet nie wie al 'n studie gedoen van die olifant se slurp nie, maar die olifant se slurp is 'n kombinasie tussen die olifant se neus en sy bolip. Nou, om vir jou 'n idee te gee, die menslike liggaam bestaan uit ongeveer 600 spiere uit. Die olifant se slurp het 40.000 spiere. 640.000 spiere. En hierdie 40.000 spiere maak die olifant se slurp geweldig sterk, maar dit maak hom ook geweldig buigsaam. Die olifant se slurp kan 310 kg optel, maar hy is so slim en sensitief dat hy 'n grondboontjie kan optel, tussen ander kan uitkies en kan optel. Hy is so sensitief dat hy die tekstuur van hierdie bladsy kan voel. En hy kan vibrasies in die grond voel. Daar's verskillende tipe slurpe, so die Afrika olifant het 2 vingers in sy slurp en so hy kan beter optel as die Asiëse olifant wat nie daai voorreg het nie. Olifante drink nie water met hulle slurp, dis nie 'n strooitjie nie. Hulle suig die water op, hulle kan 7,5 kg opslurp en dan kan hulle dit of drink of hulle kan hulle kinders was of hulle kan hulle self afkoel. Maar vir my amper waarskynlik die mees indrukwekkende ding van die olifant se slurp is die olifant se slurp het 'n reuksintuig wat water 19 km ver kan reik. Kan jy jouself indink? Ek kan nie daai water reik as ek dit hier hou nie. Maar 'n olifant kan dit 19 km ver reik. Een van die kosbaarste goedes van 'n olifant se slurp is hulle kommunikeer met hulle slurpe. Hulle kan beklei daarmee. Hulle kan hulle vyande slaan daarmee. Hulle kan geluide maak om ander te waarsku en dis aangrypend om te sien hoe hulle 'n olifant 'n slurp gebruik om liefde te betoon, om mekaar te streel en liefde te betoon. En so hoekom gaan ek so 'n keer 'n olifant se slurp? Dis verseker nie net 'n stertjie van voor nie. Die olifant se slurp is 'n geweldige, kragtige instrument wat 'n geweldige groot brein nodig het om hom effektief te bemeester. Dis 'n ongelooflike indrukwekkende ding as mens 'n klein bietjie dieper kyk in die skepping in. En so is dit met die hele skepping rondom ons. As 'n mens stil staan en in enige rigting kyk, kan jy na amper enige iets kyk en iets ongelooflik indrukwekkends en kompleks sien. Kyk na die mens, kyk hoe's ons gemaak. Hoekom voel ons wat ons voel en hoekom voel ons so sterk oor wat ons voel en waar kom dit alles vandaan? Wat is dit wat ons maak wat ons is? Hoekom is ons so kompleks? Hoekom is die mens in staat, as mens net kyk oor die laaste 100 jaar, die tegnologiese ontwikkeling van die wêreld? Dit is 'n ongelooflike ding wat die mensdom vermag het in die manier waarop tegnologie ontwikkel het in die laaste 100 jaar. Hoekom is die mens so intelligent? Daar's iemand in die kerk en ek gaan hom nie embarrass nie. Maar daar's iemand in die kerk wat 900 verskillende voëlspesies al geïdentifiseer het. Wat op aarde besiel iemand? Sorry.
Nie wat besiel iemand nie. Waar kom die motivering vandaan om so toegewyd voeltjies te bekyk en 900 van hulle te identifiseer? Waar kom die intellektuele vermoë vandaan? Waar kom die dryf vandaan om almal te kan uitken? Hoekom is ons wêreld so kompleks en so indrukwekkend? Hoekom is die mensdom so kompleks en so indrukwekkend? Want ek neem aan, die Christen sal alreeds diep in sy hart weet, want God is so kompleks. God wat ons gemaak het, is so indrukwekkend. En so het 'n indrukwekkende wêreld vir ons gemaak om in te woon. Die olifant se slurp reflekteer God se glorie. Die menslike hart en intellek reflekteer God se glorie. Die onsaglik baie voels wat daar is, reflekteer God se glorie. Een interessante verder punt, net om die punt baie duidelik te probeer maak. Tot en met 2024 het wetenskaplikes 2.1 miljoen verskillende spesies geïdentifiseer. Dink 'n bietjie daaroor. Op aarde 2.1 miljoen verskillende spesies. Nou hier is die ding wat dit vir my oorweldigend maak. Hulle reken dis minder as 20% van die spesies wat op die aarde woon. Hoekom is daar so baie spesies? Want elke spesies het in God se skepping sy plek. God het op 'n wonderbaarlike manier elke een van daai spesies geskep en elke een van daai spesies skree die glorie van God. Of ons dit nou kan sien of nie. Dis die verstommende ding van die wêreld. Dis eintlik die verstommende ding. As ons so kyk na die wêreld rondom ons, is dit verstommend dat mense dit nie kan raak sien nie. Hoekom kan ons nie God se glorie in sy skepping raak sien nie? Vandag se teks gee vir ons 3 dinge. Ek wil graag hê ons moet 3 dinge raak sien in vandag se teks. Die eerste ding in vers 1 tot 4 is die mensdom is verblind vir God se glorie. Tweedens, God skyn sy lig in die evangelie en derdens, God vernuwe gelowiges deur die evangelie. Die mensdom is verblind vir God se glorie. Soos wat ek genoem het, hanteer ons die teks vanoggend tematies, maar het is tog belangrik dat ons die konteks verstaan. Paulus is in die boek van 2 Korintiërs besig om sy bediening te verduidelik en hy maak die groot punt dat hy eenvoudig die evangelie verduidelik sodat mense God kan sien in die evangelie en dat God hulle kan red. In vers 1 tot 4 sien ons die mensdom is verblind en so ek het reeds genoem, maar kom ons lees gou weer vers 1 tot 4 sodat ons net die konteks kan optel van wat Paulus hier sê. Vers 1 tot 4 sê, therefore, having this ministry by the mercy of God, we do not lose heart. But we have renounced disgraceful and underhanded ways. We refuse to practice cunning or tamper with God's word, but by the open statement of the truth, we would commend ourselves to everyone's conscience in the sight of God. And even if our gospel is veiled, it is veiled to those who are perishing. In their case, the God of this world has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Die God van hierdie wêreld verblind die mensdom. Spesifiek mense in hulle gebore toestand, met ander woorde ongelowiges, wat nie vir God kan sien nie, wat nie God se glorie in sy wêreld kan aanskou nie. En ek dink baie keer onderskat ons net hoe sterk die God van hierdie wêreld is en die invloed wat die God van hierdie wêreld het oor die wêreld. En so ek gaan net vinnig vir ons, ek hoop om dit baie vinnig te doen, 'n idee gee van hoe die Bybel die duiwel beskryf. So hierdie is wat 2 Korintiërs 4 vers 4 na verwys as die God van hierdie wêreld. Hy word Satan genoem, die teenstander van God en sy mense, die duiwel, die vals beskuldiger en lasteraar, die slang, die een wat Adam en Eva in die tuin verlei het, die draak wat 'n kragtige vernietigende effek op God se mense het. Die bose, 'n mag van boosheid teen regverdigheid. Prins van die mag van die lig, so hy oefen 'n invloed uit oor 'n sondige wêreld. Die God van die wêreld, hy lei mense weg van die waarheid, 2 Korintiërs 4 vers 4. Die versoeker lok mense uit om sonde te doen. Die misleier van nasies lei mense in valsheid. Die vader van leuns, hy sy aard is om te lieg en te mislei. Hy's 'n brullende leeu, hy wil ons verslind. Hy's 'n engel van die lig, hy vermom homself as goeie om mense te mislei. Hy's 'n beskuldiger van die broers, hy's 'n moordenaar van die begin af. Hy's 'n vyand van die evangelie, hy's die krag agter die anti-kris. Hy's 'n gevalle engel. Hy was oorspronklik goed geskape, maar het sy rug gedraai op God en hy begeer om soos God te wees.
Hy is uit die hemel uitgewerp en hy verblind die gedagtes van ongelowiges. Hy beheer die sondige wêreldstelsel en hy werk deur demone. En so hy het 'n kragtige invloed op die wêreld, maar sy invloed is beperk. Hy is verslaan deur Jesus aan die kruis. Hy is gebind vir 'n lang tydperk en sy ewige bestemming is die poel van vuur waar hy gestraf sal word vir ewig. Die punt is, ons het 'n magtige vyand wat ons verblind om nie God se glorie in die wêreld te kan sien nie. Een van die maniere wat hy teen ons veg, wat hy ons probeer vernietig, is hy keer ons om God se glorie te sien en hy probeer te verhoed dat ons God die eer gee wat God toekom. Dis wat die duiwel wil doen. Hy wil God se eer steel sodat ons kan sondig teen God, sodat ons nie in 'n liefdevolle verhouding met hom kan wees nie. Vers 4 sê, in their case, the God of this world has blinded the minds of unbelievers to keep them from seeing the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Die duiwel maak dat die mensdom nie die evangelie kan verstaan nie. Of anders gestel, die duiwel maak dat die mensdom nie die verlossing wat in Jesus beskikbaar is vir ons kan sien nie. Hulle kan nie sien hoe God is en wie God is as hulle na Jesus kyk nie. Ons het 'n lightbulb nodig, oomblik nodig. Ons het nodig dat God sy lig in die duisternis sal inskyn. Die mensdom is blind vir sy eie blindheid en God het nodig om die ligte aan te skakel. En so tweedens, God skyn sy lig in die evangelie. In vers 5 en 6 sien ons dat God ons herskep. Hy skyn sy lig in die evangelie in ons harte sodat ons in Jesus sy glorie kan aanskou. Vers 5 gee vir ons daai opsomming van die evangelie. For what we proclaim is not ourselves, but Jesus Christ as Lord. Jesus Christus ons Here is die boodskap wat ons kan red. Kom ons verduidelik gou wat dit beteken. So Jesus beteken God red. Dis een van die eerste goed wat ons moet glo om gered te kan word. Ons is in ons natuurlike toestand vyande van God. Ons is oortrek deur sonde soos wat ons God ignoreer in sy skepping en rebelleer teen hom. En so die eerste ding wat ons moet glo is God red. Die tweede ding is Jesus Christ. Christ beteken Messias, die beloofde verlosser, die persoon, die redder wat God beloof het in die Ou Testament, wat ons sou kon bevry van ons sonde en versoening bring tussen ons en God. En derdens, die Here. So Jesus Christ our Lord, Jesus Christus ons Here. Here beteken hierdie wêreld behoort aan Jesus. Dis Jesus se wêreld. En ons het nodig om die knie te buig voor hom. Ons het nodig om aan hom die lof te gee wat hom toekom in hierdie wêreld. Ons staan nie sentraal nie. God en sy seun Jesus staan sentraal in hierdie wêreld. Dit is die boodskap wat ons nodig het om te glo as ons versoen wil word met God. Kom ons lees vers 6. For God said, let light shine out of darkness. For God who said, let light shine out of darkness, has shone in our hearts to give us the light of the knowledge of the glory of God in the face of Christ. God kan ons herskep deur die boodskap van die evangelie. Hy kan ons in staat stel om sy glorie te sien in sy seun en sy seun aan die kruis. Dis aan die kruis wat ons God se karakter die duidelikste sien. Dis aan die kruis wat ons God se glorie gedemonstreer sien. Soos wat ons sien hoe God regverdig is, genadig is, selfopofferend, liefdevol en reddend is. En so ons sien God is regverdig want hy straf sonde. Jesus betaal die prys vir ons sonde. Ons sien hoe God genadig is, want ons sien ons kry nie die straf wat ons verdien nie. Ons sien hoe God selfopofferend is, want Jesus vat ons sonde op hom en hy word daarvoor gestraf. Ons sien hoe God liefdevol is. God neem aksie. Hy sien ons is in die moeilikheid. Hy neem inisiatief om ons te kom red. Hy maak ons sy eie, hy maak ons deel van sy familie en hy sorg vir ons vir alle ewigheid. God is liefdevol en ons sien God is 'n redder. Ons sien hoe God dit moontlik maak vir ons om hom te sien in sy seun en om na hom toe te draai vir versoening en vir vergifnis. En so ons plaas ons geloof in Jesus se oorwinning en ons deel in Jesus se oorwinning. Wanneer ons die evangelie glo, word ons nuwe skepsels. Ons oë gaan oop en ons sien skielik die wêreld soos wat God dit sien. Ons sien die wêreld heeltemal anderster.
en ons word versoen met God. Ons ervaar skielik troos en vergifnis vir sonde. Ons vind hoop in ons verhouding met die Skepper. Ons vind vrede in die feit dat Jesus is in beheer. Hy is die koning en die heerser van hierdie wêreld en hy sorg vir ons. Hy gee om vir ons en hy's elke dag daar vir ons. Ons lewens begin sin te maak en ons leer hoe om in gehoorsaamheid agter God aan te wandel. As jy 'n Christen hier vandag is, dan het God jou oë oopgemaak. Hy het jou herskep, hy het jou gehelp om in Jesus sy glorie te sien en versoen te word met hom. En dit verander totaal die manier waarop ons na die wêreld kyk. Skielik wanneer ons 'n olifant sien, sien ons nie net 'n interessante dier nie. Ons sien 'n skepping van God, 'n wonderwerk. Ons sien hoe God, ons leer iets van God soos wat ons kyk na die slurp met sy 40.000 spiere. Ons sien hoe God omgee vir sy skepping. Ons sien hoe God omgee vir die detail van sy skepping. Ons sien hoe God ons harte opgewonde maak oor 'n olifant en so vir hom glorie bring. Ons sien die wonder van God soos wat God ons oë oopmaak om die God agter die skepping raak te sien. Die hele skepping skree van die glorie van God. Die glorie van God is sigbaar ook in ons eie begeertes. Ons eie begeertes word bevredig in 'n verhouding met Jesus. Ons diepste begeertes word bevredig in 'n verhouding met Jesus. Want in 'n verhouding met Jesus is ons genoeg. In 'n verhouding met Jesus is ons goed genoeg. Ons harte kom tot rus. Ons ewigheid is veilig. Ons hoef nie meer so te stry nie. Ons hoef nie meer so te skarrel nie. Ons diepste begeertes word bevredig in die verhouding waarvoor ons geskep is. Dit is die effek wat die lig van die evangelie op ons het. Indien jy alles gehoor het wat ek nou gesê het van die skepping en jy kan glorie sien in die skepping, maar jy kan nie, dit is nie reg vir jou glorie wat aan God toe kom nie. En jy het gehoor wat ek gesê het oor Jesus wat gesterf het vir ons sondes aan die kruis en dat dit 'n demonstrasie van God se genade is en dat dit die evangelie is soos wat ons hoop daarin plaas, kan ons gered word. As jy dit gehoor het en dit stimuleer nie by jou enige dankbaarheid teenoor God of enige opgewondenheid nie, jy sien nie reg glorie daarin nie, dan is die kanse baie goed dat die God van hierdie wêreld nog 'n sluier oor jou oë het. En dan wil ek jou aanmoedig om vir God te vra om jou te herskep, om jou oë oop te maak, om in die evangelie sy genade en liefde te sien en met hom versoen te word. Daar is geen beter besluit wat jy ooit in jou lewe sal neem as om vir God te vra om jou met hom te versoen in sy seun Jesus nie. Maar om eenvoudig gered te wees is nie genoeg nie. Dis nie waar dit stop nie. Om versoen te wees met God is nie waar dit stop nie. En ons gaan nou derdens en laastens kyk hoe God ons vernuwe deur die evangelie. So in 2 Korintiërs 3 vers 18 sien ons hoe God ons vernuwe deur die evangelie. Maar voor ons vers 18 lees, wil ek net weer 'n klein bietjie konteks gee oor hoofstuk 3. In hoofstuk 3 is Paulus ook alreeds besig om sy bediening te verdedig. En hy vergelyk die ou verbond wat deur Moses ingebring is en ontvang is van God af met die nuwe verbond wat deur Jesus vir ons ingebring is. Die ou verbond was glorieryk. Moses se gesig het geskyn soos wat hy die kliptafels ontvang het van God, maar die glorie van die Ou Testament of die ou verbond was verganklik. Die probleem met die ou verbond was die mense se harte. Die mense kon nie God se gebooie onderhou nie en so die ou verbond het gelei tot veroordeling vir die mense. Dis 2 Korintiërs 3. Nou Paulus maak die punt dat die nuwe verbond aansienlik meer glorieryk is. So meer glorieryk dat jy nie twee met mekaar kan vergelyk nie. Die nuwe verbond word vir ons beloof in Jeremia 31 en ek dink is die moeite werd vir ons om te stop en dit te lees, om te kyk wat die nuwe verbond is wat Jesus vir ons ingebring het. En so, hier gaan ons in ons beste Engels. Behold, the days are coming, declares the Lord, when I will make a new covenant with the house of Israel and the house of Judah, not like the covenant that I made with their fathers on the day that I took them by the hand to bring them out of the land of Egypt. My covenant that they broke, though I was their husband, declares the Lord. But
This is the covenant that I will make with the house of Israel after those days, declares the Lord. I will put my law within them, and I will write it on their hearts. I will be their God, and they shall be my people. And no longer shall each one teach his neighbor and each his brother, saying, Know the Lord, for they shall all know me, from the least of them to the greatest, declares the Lord. For I will forgive their iniquity, and I will remember their sins no more. En dan gaan Jeremia aan met die profesie. And they shall be my people, and I will be their God. I will give them one heart and one way, that they may fear me forever, for their own good and for the good of their children after them. And I will make with them an everlasting covenant, that I will not turn away from doing good to them. And I will put the fear of me in their hearts, that they may not turn from me. En so die nuwe verbond wat Jesus vir ons bewerkstellig het, is aansienlik meer glorieryk. Dis 'n ewige verbond. En dit is 'n ewige verbond want God verander ons. Ons harte word verander. Ons harte van klip word vervang met harte van vlees. En nou wil ons harte gehoorsaam wees aan God. Ons wil hom gelukkig maak. Hy gee ons 'n gesonde ontzag vir hom. Hy of soos wat die Engels sê, fear of the Lord. Hy gee ons 'n gesonde ontzag sodat ons nie ons rou op hom draai nie. En sodat ons kinders ook nie hulle rou op hom draai nie. Die nuwe verbond is 'n wonderlike verbond want God verander ons. Kom ons kyk hoe sê hy dit in 2 Korintiërs 3 vers 18. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is Spirit. Soos wat ons Jesus aanskou en besef wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, verander God ons. Dis soos wat ons na Jesus kyk en God se liefde sien aan die kruis en sy genade vir ons, dat ons verander. Het julle al ooit die sê ding gehoor, a leopard can't change his spots? Mense sê dit altyd, of baie keer van ander mense. Well, a leopard might not be able to change his spots, but God can. God kan ons kolle verander. God kan ons heeltemal verander. God het nodig om ons te verander. Israel was baie opgewonde oor die manier waarop God hulle uit Egipte uitgered het. Dit was 'n glorieryke verlossing. Die 10 plaae het hulle aanskou, al die wonderwerke. Hulle het droogvoet deur die Rooi See geloop. God het die Egiptiese weermag in die Rooi See verswelg en hulle het as oorwinnaars uit die stryd getree. Israel het 'n glorieryke verlossing gehad en tog, die oomblik toe die druk kom, toe draai hulle harte weg. Die oomblik toe die druk van die lewe op Israel gekom het, toe gryp hulle na iets anders toe. Toe gryp hulle na 'n funksionele verlosser toe. Toe gryp hulle na 'n goue kalf toe. Waarna toe gryp ons wanneer die druk op ons kom? Ons het nodig om ons harte te verander, dat ons nie soos Israel na iets anders te gryp nie, maar na God toe gryp. God het nodig om ons harte te verander. God het nodig om ons te vernuwe. Ek gaan stadig deur vers 18 werk, sodat ons presies kan sien, hopelik, wat God hier vir ons sê. So vers 18 sê, as we all, met ander woorde alle gelowiges, en Paulus se kop is 'n Jew en Gentile, dis Jood en nie Jood, as we all, with unveiled face, so met ander woorde, die sluier is van ons kop afgehaal. Ons kan nou die glorie van God in Jesus sien. And so as we all with unveiled face are being transformed into the same image from one degree of glory to another. En so soos wat ons Jesus sien, word ons getransformeer om meer soos Jesus te word. Ons word van een graad van glorie na 'n volgende getransformeer, soos wat ons na Jesus kyk. Soos wat ons kyk na Jesus se liefde, soos wat ons kyk na God se genade, soos wat ons kyk na sy opoffering, soos wat ons kyk na sy getrouheid, verander ons. Ons raak meer soos hy. Ons raak meer regverdig. Ons raak meer genadig. Ons raak meer selfopofferend. Ons raak liefdevol, want ons kyk na Jesus Christus ons Here. Dit wat ons ontvang, soos wat ons na Jesus kyk, is ook iets wat ons kan uitdeel. In die nuwe verbond word ons nie net gered van ons sonde nie. Ons word meer soos Jesus gemaak. Ons word in staat gestel om toenemend te wees, dit wat Adam en Eva veronderstel was om te wees. Adam en Eva was veronderstel om
onder God se heerskappy oor die wêreld te heers en God se beeld uit te straal tot die wêreld rondom hulle. En hulle het gedoen voor die sondeval. Maar sedert die sondeval is dit 'n probleem vir ons om God se glorie uit te straal. Ons kan nie eens God se glorie sien nie. Hoe gaan ons van self God se glorie uitstraal? Maar in die evangelie kan ons God se glorie sien en ons kan God se glorie uitstraal soos wat ons meer soos hy word. Want vers 18 se laaste frase sê, "For this comes from the Lord who is Spirit." God self verander ons. God self deur sy gees stel ons in staat om iets te wees wat ons nie in onsself kan wees nie. Maar ons kan nuwe skepings wees. Ons kan die nuwe skepping wees wat God ons geroep het en wat hy ons in staat stel om te wees, soos wat ons kyk na Jesus aan die kruis. Soos wat ons kyk na Jesus aan die kruis, word ons meer soos hy. En is ons in staat om vir God glorie te gee met ons lewens. Met ons lewens en met ons monde. As ons lewens God se glorie reflekteer, gaan ons woorde baie meer gewig dra wanneer ons vir mense vertel van 'n liefdevolle God wat sy seun gegee het om vir ons sondes te sterf. Tim Chester het 'n boek geskryf met 'n great titel. Julle sal agterkom, ek lees nie baie boeke nie, titels is vir my genoeg. Ek het hierdie boek toevallig gelees. Die titel is Captured by a Better Vision. En die idee is so kragtig. Die idee is dit waartoe die teks ons vandag roep. Captured by a better vision. Op 'n stadium het ons soos die res van die wêreld rondgeskarrel agter blinkgoed aan en roem en mag. Ons het geskarrel vir 'n bestaan, ons het geskarrel om sin te maak van die lewe. Ons het geskarrel en vervulling gesoek op al die verkeerde plekke. Maar nou kan ons kyk na God se glorie in sy seun Jesus en ons kan verander, ons kan word soos Jesus. Die visie wat ons gesien het van Jesus aan die kruis, 'n selfopofferende koning, verander ons. Dag vir dag kan ons hom beter leer ken. Dag vir dag kan ons dink, soos wat ons sukkel met sonde, kan ons sê, dankie Jesus. Dankie dat U reeds vir die sonde die prys betaal het. Dit hoef my nie vas te hou nie. Ek hoef nie hier te bly staan nie. Ek kan jammer sê. Ek kan ophou. Ek kan vir die hulp gaan wat ek nodig het. Ek kan verander. Want my sonde skuld is betaal en die Gees is in my en die liefde is konstant met my. Ek hoef nie die liefde te verdien nie. Die liefde is genoeg vir my. Dit is konstant. Die alledaagse dinge waardeur ons gaan, raak 'n geleentheid om God te verheerlik. Skielik is ons harte vol, want ons lewens maak saak vir God. God gee om vir ons. Hy is binne in ons. Sy glorie word tentoongestel teenoor die wêreld, soos wat ons meer soos Jesus word. En so, die lewe maak sin, want ons het rus gevind by God. God is nooit klaar met ons nie. Dis die wonderlike ding. Vir die van ons wat dalk lankal Christene is en wat sukkel met sonde in ons lewens, wat sukkel met patrone wat ons wens ons nie meer gesukkel het nie. God is stadig maar seker besig om ons te verander. Nie in ons tempo nie in die tyd wat ons graag sou wil hê dit moet gebeur nie, maar God is besig om ons te vernuwe en ons meer soos Jesus te maak. Dit is wonderlike nuus, dis ongemaklike nuus. Glo my, dis ongemaklike nuus om te weet daar is 'n sondige natuur binne in ons wat nie alles doen waartoe God ons roep nie. Maar dit is so bevrydend om te weet God is nie klaar met ons nie. Hy is besig om ons te verander en hy is besig om ons te verander in Jesus se beeld in from one degree of glory to another. So ek weet nie waar jy is as Christen vandag nie. As jy God se glorie kan raak sien, prys die Here daarvoor. As jy sukkel om vreugde te vind in jou verhouding met God, is die kans goed dat jy glorie soek op verkeerde plekke. Vra God om jou te vergewe, vra God om jou te help om te sien waar die verandering nodig is in jou lewe. En verander, want God se Gees sal jou help. Soos wat ons rondkyk in hierdie wonderwêreld wat God vir ons gemaak het. Kom ons draai ons harte na hom toe en verheerlik hom vir wie hy is. En kom ons wees mense wat die evangelie wat ons gered het, as ons God se mense is, die evangelie, Jesus Christ our Lord, as dit ons hoop is, mag dit iets wees wat ons met ander deel, met ons geliefdes deel. Mag dit iets wees wat ons lewe, mag mense in ons lewens die glorie van God kan sien, sodat hulle kan deel in God se glorie en in sy liefde. Kom ons bid saam.
Vader, ons dankie vir u woord, ons dankie vir u gees, ons dankie vir u genade. Vader, ons dankie dat ons in die woord kan sien hoe u in die evangelie die lig in ons lewens laat inskyn. Dankie vir die van ons wat reeds u ken, wat kan resoneer met die idee van Jesus is so goed vir ons. Ons sondes is vergewe, ons is vyande wat as kinders hanteer word. Vader, daai is so 'n ongelooflike gedagte. Dankie vir die van ons wat dit besef. Vader, vir die wat nog steeds skarrel in die wêreld, wat nie u liefde ken nie en wat besig is om op ander plekke verlossing te soek. Sal u hulle genadig wees. Sal u vanoggend hulle genadig wees om in die persoon van Jesus u glorie te sien en deel te word van u koninkryk. Mense wat kan deel in die glorie, wat die glorie kan sien en kan deel daaraan deur dit uit te leef. Vader, dan sal u met ons as 'n gemeente wees. Sal u ons help om u glorie te ken en sal u ons help om u glorie uit te straal na buite. Vir ons beswil en vir u glorie. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.